Wat hou die toekoms vir my in? Wat gaan ek doen? Waar gaan ons heen? Ek wonder oor baie keer oor hierdie goeders. Vir myself, ek dink vir die meeste van ons lei al hierdie vrae op die einde. Vra jy vir jouself, hoe kan ek gelukkig wees? Wat moet ek doen om gelukkig te wees? Hoe kan ek happy wees? Ja. So op Moedersdag wil ek begin met 'n storie. Dit is nie heeltemal 'n lekker storie nie. Maar dit gaan oor 'n moeder, 'n mamma. Ek het 3 sulke stories. Julle sal nou volg wat ek sê as ek nou lees daarby kom. Daar was eendag hierdie mamma. Hierdie mamma het leeg gevoel in haar binneste. Sy het gevoel die goeders wat sy doen is nie goed genoeg nie. Sy is nie al wat haar lewe behels is om kos te maak en om skoon te maak en te kyk agter die kinders en rond te ry vir die kinders en haar man happy te hou en dis al wat die lewe is. En sy reken, miskien as ek myself nog meer inspann en dit beter doen, as die kos lekkerder is, gaan dit my gelukkig maak. So as die man gelukkig is, sal ek gelukkig wees, as die kinders happy is, sal ek happy wees. Julle weet hoe dit gaan, nee. Maar wat sy uitvind, is dat sy later kwaad word vir haar man en haar kinders. Meer en meer kwaadlik neem vir die leemte in haar. Ek het ook gesê, dis 'n hartseer storie. Later word dit in haar kop hulle skuld dat sy ongelukkig is. En sy raak al hoe meer depressief en naderhand vat sy goed in sy loop. En sy het alles gedoen om haarself meer gelukkig te laat voel. In steede om dit te doen uit 'n innerlike gevoel van happiness of blydskap. Die blydskap kom ons van binne af. So dit is 'n vraag waarmee elkeen van ons sukkel. Hoe kan ek gelukkig wees? Tweede storieetjie, daar was hierdie ou, is nou by die mans, hy het ook bewus geraak van hierdie leemte in hom, hierdie gevoel van leegheid in sy lewe. Hy het toe gedink, hy kan hierdie leegheid vul met allerlei goeders. Ek het ook al so gedink. Ek sien 'n mooi kar, en sê as ek daai kar kan ry, dan gaan ek happy wees. Hy doen alles in sy vermoë om hierdie mooi kar te kry. Wat gebeur na 'n paar maande nadat hy die nuwe kar gekoop het? Dan gaan hy nuwe kar reuk weg. Hy raak die kar gewoond. En hy voel nie soos hy gedink het hy gaan voel met hierdie nuwe kar nie. Hy is nie regtig gelukkig. Hy is ook net so leeg soos voorheen. Inderwaarheid voel hy al meer leeg, want hy kom agter dat hierdie goed wat hy probeer, maak nie hierdie leemte in hom vol nie. Nou sit hy die skuld, dat hy sy lewensstandaard moet aanpas, om net te oorleef op homself, en dit laat maak hom nog meer leeg. Nou aan die ander kant van die spektrum, kry ons 'n ou wat baie geld het. Hy verdien R5 miljoen 'n jaar. Hy kan enige kar ry wat hy wil ry. Hy koop net wat hy wil. Niks hou hom terug nie. Hy het alles. Maar hy voel net so leeg. En hy dink by homself, as ek dalk kan R10 miljoen 'n jaar kry, dan gaan ek hierdie leegheid volmaak. En hy kry die 10 miljoen, dan voel hy nog net dieselfde. Dit bring nie geluk nie. Daar is mense in hierdie wêreld wat biljoene rande sterk is. Maar hy gaan nog elke dag werk toe om meer te kry. Meer en meer en meer. En dit werk nie. Al wat hulle probeer, vraag wat hulle probeer antwoord is, hoe kan ek gelukkig wees? So dis nou die tema van my boodskap vanoggend. En ek het 'n stukkie gekry wat Jesus en sy disippels geleer het. Dit kom uit Matteus 5. Hierdie is Jesus se eerste en langste aangetekende publieke optrede. Ons ken dit as die bergpredikasie. Engelse noem dit die Beatitudes. Dis as het ware Jesus se eerste preek, waarin hy
hierdie vraag antwoord, oor hoe kan ek gelukkig wees. Ek gaan dit lees. Kom ons kyk, Matteus 5 vers 1, ek het dit nie op die bord nie. Toe Jesus die menigte sien, het hy teen die berg opgegaan, nadat hy gaan sit het hy sy disippels na hom toe laat kom. Hy het hulle geleer en gesê, geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseënd is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Geseënd is die sagmoediges, want hulle sal die nuwe aarde ontvang. Geseënd is die wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word. Geseënd is die wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Geseënd is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Geseënd is die wat vervolg word, omdat hulle doen wat reg is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseënd is julle, wanneer die mense julle ter wille van my beledig en vervolg en valslik al wat sleg is van julle sê. Ons sien hier so Jesus praat oor 'n paar beginsels. Ons ken dit as die bergpredikasie, ons het dit al 'n paar keer gehoor. Ek wil uit hierdie stukkie julle net herinner, daar's 4 belangrike goeders wat ons moet in gedagte hou as ons na hierdie stukkie kyk. Nou die eerste ding, die mense met wie Jesus gepraat het, was gewone mense. Mense soos ons, mense wat werk toe gaan, mense met kinders, mense met prioriteite, mense wat ook maar net wil happy wees. Mense met drome net soos ons. Tweede punt is, dit is Jesus se lering oor die koninkryk van God en die wat daarin deel het. Ek gaan nou weer meer sê oor die koninkryk van God en wat dit beteken. Die derde ene wat nogal vir my baie interessant was, dis geskryf in 'n vorm van Hebreëse poësie, wat karakteristieke van een en dieselfde ou beskryf. Ons het nou 9 punte deurgewerk. Dit beskryf nie 9 verskillende mense nie, dis al karakteristiks van een ou. Dieselfde persoon. Die vierde punt wat ek rondom hierdie ding net vir julle aandag wil bring, die konkordansies en Bybelkommentare stem saam dat hierdie gedeelte Jesus se verklaring was op Jesaja 61 en 66. So dit is Jesus se lering oor hoe om dit wat Jesaja gesê het uit te leef. So ek gaan vanoggend moet julle stil staan by vers 3 tot 5. So ons gaan dit so 'n bietjie ontrafel. Julle gaan vanoggend so 'n bietjie Bybelstudie doen saam met my. Ek hoop nie dit is vervelig nie. Die geleerde mense noem dit eksegese. Dis nou ons het op college ook geleer, jy doen eksegese, dan moet jy dinge uitmekaar uittrek en dink wat het hy bedoel en so 'n hele storie. Ok, hierdie eerste 3 verse vorm 'n eenheid. En dit is geskryf in 'n Hebreëse vorm wat die geleerde mense chiastic structure noem. Eintlik is die hele Matteus is in hierdie chiastic structure genoem. Ek sal julle veel mooi verduidelik wat dit beteken. Ek gaan weer vers 3 tot 5 lees uit die ou vertaling die keer. Dit sê, salig is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Vers 4 sê, salig is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Salig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde beerwe, sê vers 5. Nou verse 3 en 5 sê basies dieselfde ding. Hulle oorbrug so. En dan word die gedeelte in die middel, salig is die wat treur, dit word die kerngedeelte. Nou hierdie struktuur word dwars deur Matteus en baie ander plekke in die Bybel gebruik. Ons mis dit so 'n bietjie in ons vertalings. Die Engelse vertaling wys dit so hier en daar, maar die Hebreërs het dit verstaan, dat iemand skryf iets, en dan volg dit so op mekaar, en dan verlei het na 'n kerngedagte, en dan beskryf dit dieselfde goed wat in die eerste verse gesê is, weer 'n keer. En kom ons kyk. Verse 3 en 5 het albei te doen met nederigheid en die koninkryk van God. So dit lyk of Jesus homself herhaal, maar dit is net om klem te lê op die middelste vers. In hierdie 3 verse identifiseer ons 4 temas.
Die eerste gedagte is die konsep van salig of geseënd. Die Engelse noem dit blessed. Wat beteken dit om geseënd te wees? Ons sal nou kyk. Tweedens kry ons die konsep van arm van gees of sagmoedig. Die Engelse noem dit poor in spirit and meekness. En hoe pas dit by mekaar in? Derdens sien ons hoe die koninkryk van God en aarde by mekaar pas. Dit is nogal interessant, ek het 'n hele miskonsepsie gehad oor koninkryk van God. Waar is die koninkryk van God? Die vierde gedagte is treur. Ons gaan kyk wat dit beteken. So kom ons kyk na die eerste gedagte. Die konsep van salig of geseënd, blessed. In die antieke Midde-Ooste was daar twee tipes blessings of seëninge. Die eerste een was in Hebreëus genoem Baruch. Ek wil nou nie Hebreëus so goed leer nie, want dit is nogal moeilike goeters. Maar die woord is 'n beskrywing. Baruch is 'n seën wat deur God gegee is sonder dat ons dit enigstens verdien. Dieselfde woord word ook gebruik as 'n mens 'n seën uitspreek teenoor God. Byvoorbeeld die sinnetjie Baruch Hashem Adonai. Dit beteken blessed be the name of the Lord. Julle het dit al gehoor. Want daar is 'n liedjie op blessed be the name of the Lord. Dit is Baruch Hashem Adonai. So die woord wat daar gebruik word vir die seën is Baruch. So Baruch word net gebruik as God die mens bonatuurlik seën of as die mens God vereer. Nou hierdie seëninge wat ons nie verdien nie, is natuurlik iets wat ons koester en is kosbaar. Ons streef daarna dat die Here ons moet bonatuurlik seën. Maar dis nie waarvan Jesus hierso gepraat het nie. Hy praat van 'n ander tipe seën. Daar's nou die tweede woord wat hulle gebruik in die Bybel vir seën is Ashri. Ek het nou gaan kyk in die Hebreëse vertaling of verklaring. Ashri beteken happiness as a result of good decisions that lead people to completion. Nou Jesus praat nie hier van 'n bonatuurlike aanraking van God af nie. Hy praat oor seëninge wat na ons kant toe kom as gevolg van 'n volgehoue lewenswyse van goeie dade, wetsgehoorsaamheid en goeie besluite. Julle het seker al agtergekom dat ons die meeste van die tyd net die natuurlike gevolge beleef van ons besluite. Of dit nou goed is of sleg is. Die gevolge van jou besluite gaan jy dra. Ek wil 'n voorbeeld gee. Twee mense verdien dieselfde hoeveelheid geld. Een besluit om met opoffering en self-sacrifice op minder te leef as wat hy verdien. Hy gee 'n tiende daarvan in die werk van die Here en 'n tiende spaar hy. En op die res oorleef hy. Terwyl die ander ou wat dieselfde geld kry as die ou, hy voel hy verdien die geld wat hy werk hard vir die geld wat hy kry. So hy verdien om lekker te lewe. So hy lewe alles uit. Hy lewe bokant sy vermoë. Hy koop goeders op skuld. Hy probeer mense beïndruk met sy goed. Mense wat hy nie ken nie, mense wat nie noodwendig van hom hou nie, en hy hou nie eintlik eers van hulle nie, maar hy wil wys dat hy grand is. Nou, oor 30 jaar, gaan die een ou ryk wees, en die ander ou gaan arm wees. Albei dieselfde Baruch ontvang, albei dieselfde seën van die Here gekry, maar die Ashri gedeelte, geseënd as gevolg van goeie besluite, is net die een ou se. Ander ou het dit nie gekry nie. So die woord wat Jesus gebruik in hierdie 3 verse is Ashri, geseënd of gelukkig. 'n Paar Engelse vertalings soos die BBE en die NLT gebruik die woord happy. So dit word direk vertaal met happiness. Nou met goeie eksegese moet 'n mens gaan kyk waar elders in die Bybel word dieselfde woord gebruik en in watter konteks word dit gebruik. Dit verduidelik vir ons meer die betekenis agter dit. Dit gee vir jou meer konteks. Nou ek het so 'n paar verse gaan soek
en ek het in so 'n paar vertalings gelees. Psalm 119 vers 1 sê in die ou vertaling, welgeluksalig, die woord daar is Asri, is die opregtes van weg, wat in die wet van die Here wandel. Die nuwe vertaling sê, dit gaan goed, Asri, met die wat onberispelik lewe, die wat wandel volgens die woord van die Here. En die Engelse vertaling, happy are they who are without sin in their ways, walking in the law of the Lord. Selfe woord, selfe gedagte. Psalm 1 vers 1 sê in die ou vertaling, welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose en nie staan op die weg van die sondaars nie. Welgeluksalig is Asri, is die direkte woord wat daar gebruik word. Nuwe vertaling sê, dit gaan goed met die mens wat nie die raad van goddeloses volg nie met sondaars omgaan en met ligsinniges saamspan nie. Engelse vertaling sê weer, is die Bible in Basic English, happy is the man who does not go in the company of sinners or take his place in the way of evildoers. Die laaste versie wat ek wil gebruik as 'n voorbeeld, Spreuke 29 vers 18, in die ou vertaling sê, as daar geen openbaring is nie, word die volk bandeloos, maar hy wat die wet onderhou, gelukkig is hy. Was ook die woord Asri. Nuwe vertaling sê, waar die wil van die Here nie bekend gemaak word nie, verwilderde volk. Dit gaan goed met elkeen wat die wet van die Here onderhou. So dit wil vir my lyk asof, as jy doen wat die Bybel sê, as die Here vir jou, hy gee vir ons riglyne. As jy doen dit wat die Here vir jou voorskryf, jy behoort alright te wees. Engelse vertaling weer, where there is no vision, the people are uncontrolled. Klink my nogal so Suid-Afrika. But he who keeps the law will be happy. Nou kom ons kyk nou na die tweede tema. Daai was nou die eerste tema, die happy story. Tweede tema, arm van gees en sagmoedig. Ek het my lewe lank arm van gees heeltemal verkeerd verstaan. My ma het ook gesê arm van gees is mense wat so 'n bietjie agter is. Ek ken hierdie ouetjies wat een of ander syndroom het wat nou nie vir homself kan help nie, waar daar sit in die skool en sy sê dis die armes van gees. Dis glad nie so nie. Dis glad nie so nie. Ek gaan die woorde opbreek. Die Hebreëse sin vir arm van gees is Ani ha ruach. Dit verduidelik dit eintlik baie mooi. Ani beteken arm. Nie ryk nie, nie oorvloedig nie. Engels sê poor, arm. Moet min daarvan hê. Ruach, as meer as een vertaling of verklaring vir ruach. Ruach word in meer as een konteks gebruik. Dit was vir my nou baie interessant toe ek dit gelees het. Die konteks waarin die woord ruach gebruik word, bepaal die betekenis. Ruach word vertaal met gees of asem. Dis hoekom ons sê, Ania ruach is arm van gees. Dis hoe hulle dit verklaar het, of vertaal het. Al die vertaling sê arm van gees. Poor in spirit. Dit verwys meestal na gees, en het altyd te doen met iets wat jy nie kan sien nie. Die oog kan dit nie sien nie. Byvoorbeeld, Ruach Elohim verwys na gees van God. Gees van God het oor die waters gesweef, julle ken die versie. Daai woord is Ruach Elohim. Dit verwys ook na die gees van God as bron van die mens se lewe. Byvoorbeeld Psalm 104 vers 29, as u hulle asem ruach wegneem, is hulle dood en word hulle weer stof. Vers 30 sê, u gee die lewensasem, ruach, en daar is lewe. Dit verwys ook na die gees van God as 'n gawe. Spreuke 1 vers 23 sê, wend julle tot my teregwysing, dan laat ek my gees, ruach, vir julle uitstroom. Dis nou die een verklaring van ruach. Nou dink saam met my, dis mos goed om geesvervuld of geestelik of die gees van God te hê, dis mos goed.
Dit maak nie sin dat die Here nou sê jy moet arm wees aan sy gees nie. Dit pas nie vir my in nie. Dis hier waar ek nou agtergekom het, ek het deeltyd dit verkeerd gesien. As ons dieper kyk, wanneer Ruach verwys na 'n mens, het dit altyd te doen met 'n innerlike emosie of gesindheid. En is nog steeds 'n onsigbare ding, jy kan dit nie sien nie. Jy kan dit ook sien op ou se gesiguitdrukking of so iets. Maar gewoonlik is dit 'n onsigbare krag. Ek gaan so 'n paar verse wys wat Ruach nou gekonnek is aan 'n mens en wat dit beteken. In Job 16 vers 3 word Ruach vertaal met winderige woorde of sinlose praatjies. In die Engelse vertaling is dit vertaal met words of pride. Woorde gedryf deur innerlike trots. In Daniël 5 vers 20 beskryf dit 'n gesindheid van hoogmoed en van trots. So Ruach aan 'n mens gekoppel, 'n menslike emosie, word vertaal na hoogmoed en trots. Rigters 8 vers 3 vertaal Ruach met 'n bui of woede, in Engels anger. Jesaja 25 vers 4 vertaal dit met geweld, geblaas van tiranne, breath of the ruthless. So dit pas vir my so of meer by die konteks van wat Jesus nou in Matteus 5 vers 3 tot 5 gesê het. So ons moet dan eerder arm wees aan woede, arm wees aan trots, arm wees aan 'n soeke na mag, hoogmoed. As jy arm is aan die goeders, sal jy meer geseënd wees. Dis wat die Bybel vir ons probeer verduidelik. Onthou die Asri beteken geluk as gevolg van goeie besluite. So ons sien in hierdie gedeelte die gelukkigste mense op aarde is die mense wat hulle self nie probeer ophef nie. Nie jouself probeer promote nie, nie jouself op die voorgrond stel nie. Dis mense wat nie mag en aansien nastreef nie. Dis mense wat terugstaan en in nederigheid wag dat God hulle sal ophef. Het julle ook al raak gesien dat mense wat altyd probeer om belangriker te wees as ander mense, hulle is nooit tevrede nie. Hulle is nooit happy nie. Hulle is altyd nors en haastig en geïrriteerd, teleurgesteld en dikmond. Hoekom nie? Want daar is altyd iemand wat nie beïndruk is met so nie. Daar is altyd iemand vir wie daai ou nie goed genoeg is nie en dan irriteer dit hom. Ons onthou ook nou, hierdie gedeelte is Jesus se opvatting van Jesaja 61 en 66. So kom ons lees Jesaja 66 vers 2. Hy sê, maar op hierdie een sal ek let, op hom wat arm is en verslae van gees, en wat bewe vir my woord. So is weer die gedagte dat ons nederig en sonder hoogmoed en trots moet wees, en ons moet heilige ontzag hê vir God se woord. Ons sien ook dan hierdie gedagte aansluit by die gedagte van sagmoedigheid in vers 5. 'n gelukkige lewe is nie een van selfverheffing nie, maar eerder 'n lewe van 'n diensknegt. Waar ons streef om ander mense tot diens te wees en die belange van ander bo ons eie te stel. Nou het ek so 'n paar stellingkies hier gemaak van hoe lyk 'n nederige mens? En dit lyk vir my asof die gedeelte vir ons sê ons moet nederig wees. Is nederige gaan lê mense dat ander mense jou kan trap. Dit is nie vir my so nie. Ons is nie sakke of slaansakke vir ander mense nie. Ons is kinders van die Here, van die Allerhoogste, geseëndes. Maar nederige mense trek nie aandag na hulle self toe nie. Hulle dra nie klere wat ander mense laat kyk en jaloers word. Hulle praat nie deeldag oor hulle eie prestasies en om ander mense minderwaardig te laat voel. Ek is so goed en ek kan dit doen en dat doen, wat kan jy doen? Dis nie hoe nederige mense is nie. Hulle doen nie oordrewe geestelike of godsdienstige goed om raak gesien te word nie. Ons het net nou met Dirk gestaan en gesels oor
predikers wat die gewoonte het om vir mense te bid en dan stoot hulle aan hulle, om hulle te laat omval. As dan nou uitpaas as jy vir hom bid, dan lyk jy mos so. Here gebruik hierdie ou. Ek dink dis die teenoorgestelde van nederigheid. Jy trek aandag na jouself. Dis nie reg nie. Nederige mense is oortuig dat God se manier die beste manier van lewe is. Jou eie wy werk nie. God se manier werk. Al is dit nou al oudmodies in vandag se lewe, lyk dit ons alles nou, julle is oudtyds, julle ja. Nederige mense is ook mense wat onthou waar hulle vandaan kom. Wat bedoel ek daarby? Hulle besef hulle is niks beter as ander mense. Ja. Hulle is nederige. Ok, ek het nou my punt gemis. Ek sê, wanneer jy vergeet dat God jou uit sonde gered het en jou lewe verander het, wanneer jy vergeet, dan sal jy aanstellerig en neus in die lug raak. Jy kan ook veroordelend wees oor ander mense. Mense wat nog nie so ver op die geestelike pad geloop het soos jy nie, dan voel jy hulle is nie soveel werd soos jy in die koninkryk van die Here nie. Dis nie wat nederige mense doen nie. Nederige, sagmoedige mense bepaal hulle by hulle eie besigheid. Dis 'n moeilike ene. Ons is almal geneig om ons te bemoei met ander mense se besigheid. En ons geniet dit om te praat oor ander mense se besigheid. Dis nie wat nederige mense doen nie. Dis nie wat mense doen wat geseënd wil wees nie. As iemand jou hulp nodig het en jy sien jy kan daadwerklik iets daaraan doen, doen dit met oorgawe, met liefde, met nederigheid, sonder om die aandag na jou toe te trek, sonder om 'n klok te lui dat jy iemand gehelp het. Wat jy kan doen, doen dit in liefde, maar mind your own business. Jy hoef nie vir ander mense te gaan vertel wat jy gedoen het en hoe sleg gaan dit met die ou en hoekom wil jy van mense praat en skinder as jy nie die antwoord is op hulle probleem nie? Dit niks met jou uit te waai nie. Volgende punt is nederige mense is mense wat nie God se vergoeding vir hulle werk verwag nie. God is getrou, hy vergoed jou outomaties. Dit kom as 'n natuurlike uitvloeisel van dit wat jy gedoen het. Dis nie iets wat jy kan verwag en sê, Here, ek het nou vir daai ou dit en dat gedoen, ek het nou soveel tyd afgestaan, nou moet u dit en dit vir my doen nie. Dis nie hoe dit werk nie. God sal jou nie los nie, God sal dit doen op die regte tyd. Ons wil mos hê God moet ons goeie dade en ons godsdienstigheid raak sien, maar ons wil ook hê hy moet ons sonde miskyk, en ons tekortkominge moet hy net miskyk. En dit werk nie so nie. Dit is soos twee kante van dieselfde muntstuk, ek het al daaraan gedink. En wat ek net nou gesê het van 'n vloerlap of 'n slaansak, nederige mense het duidelike persoonlike grense. Daar is boundaries, limits. Een van die Hebreëse definisies van hel is 'n plek sonder grense of perke. Met ander woorde, as jy jou in 'n situasie bevind waar iemand jou kan behandel net soos wat hy wil en jy kan niks daaraan doen nie, is dit 'n vorm van hel. So probeer daar wegkom. Ongelukkig is een van die gevare as mens 'n nederige diensknegt karakter het, dat mense jou gaan misbruik en oor jou gaan loop. So stel goeie persoonlike grense en hou daarby. As iemand dit oorskry, jy kan nee sê. Ek het vroeër toe ons nou net in die bediening gekom het, kon ek nie nee sê nie. Ek kon vir niemand nee sê nie. As iemand my iets gevra het, dan doen ek dit. Nader het ek my eie familie afgeskeep om ander mense happy te hou. My grense was nie in plek nie. En dit het skade gedoen, ons het verhoudings het skade gelei, die kinders het skade gelei, tot ek op 'n dag besef het,
Ek is nie aan 'n mense se vloerlap wat rondgestoot hoef te word nie. Nederigheid beteken nie mense kan met jou maak wat hulle wil nie. Jy het perke. Toe ek begin nee sê. Nou ek kom agter ek sê nou te maklik nee. Dis daar sê asof my iets Frans ek sommer van die staanspoor uit nee. Want ek het al seer gekry by dit aanbetref. So ek werk nou die ander kant toe weer daaraan. As dit nie werk nie, jy kan respekvol nee sê met liefde, dan draai hom en jy loop weg. Hoef nie te beklei nie. Ok, genoeg van dit. Die volgende tema wat parallel loop in vers 3 en 5 is die konsep van koninkryk van God en aarde. Wat beteken die koninkryk van God? Wat dink julle is die koninkryk van God? Ek het altyd gedink dis eendag in die hemel. As ons in die hemel is, dan is ons deel van die koninkryk van God. Wie dink nog so? Niemand nie, julle is slimmer as wat ek gedink het. Die koninkryk van God het eintlik niks met die ewigheid te doen nie. Die koninkryk van God het te doen, dis 'n beskrywing van hoe die nasie van Israel sal lyk onder volle heerskappy van Christus. Christus is die hoof. As hulle vir hom volg en hulle doen alles wat hy sê, hulle rig hulle lewens volgens die Bybel, doen alles volgens God se riglyne, dan is dit die koninkryk van God. Dis hoe die koninkryk van God sal lyk. Koninkryk van God in hierdie konteks veronderstel 'n gemeenskap van orde onder die koning van die konings. Dit bestaan uit 'n gemeenskap rondom Christus as koning en hoof, en dit funksioneer as totale eenheid binne sy wil. Kom ons dink aan wat Jesus ons geleer het in die Onse Vader in Matteus 6. Hy sê, Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied. Het hy dit agtergekom? Hy het nie gesê, laat u koninkryk gaan nie, hy het sê, laat u koninkryk kom. Koninkryk kom hiernatoe. Oral waar die koninkryk van die hemele of koninkryk van God ter sprake is, word verwys na die huidige tyd waar God heers en die mense wat kies om binne sy wil te lewe. So as jy enige plek in die Bybel lees van die koninkryk van God, dis wat hy bedoel. Koninkryk van God is waar mense binne sy wil lewe. Jy is deel van die koninkryk van God, met Christus as jou hoof. As jy Christus die hoof van jou lewe gemaak het en jy lewe binne sy wil, is jy deel van die koninkryk van God. So dis nie eendag in die hemel nie. In vers 5 praat hy nou van aarde, vers 3 praat van koninkryk van God, vers 5 praat van aarde. In vers 5 is die aarde of land, dis nou God se beste vir sy mense, God se beste vir die mense wat hom in nederigheid en eenheid dien. Psalm 37 vers 11 sê in Engels, but the meek shall inherit the earth and shall delight themselves in the abundance of peace. Die koninkryk van God in vers 3 is basies dieselfde ding as die aarde van vers 5. So wat is dan nou so belangrik in vers 4, dat Jesus hierdie chiastic structure gebruik om dit nou te beklemtoon, om dit nou uit te lig. Vers 4 praat van treur. Ek hou nie van treur nie. Ek dink nie enigeen van ons hou van treur nie, dis ons nou nie 'n lekker ding nie. Dit het hier so eintlik te maak met die idee om myself te verootmoedig of minder te ag, selfs te verneder, om iemand anders se pyn en leed te verlig. Ek voel vir iemand, ek deel hulle pyn, ek verstaan, sonder om in te meng. Dit gaan daaroor dat jy jouself verloon of om iemand anders se lewe beter te maak. Ons sal opoffer om die waardigheid van iemand anders te herstel of nie af te breek nie. Dis opofferende liefde ter wille van 'n ander. Ek kry die idee dat God verantwoordelikheid vat vir jou in hierdie lewe, om jou te versorg in hierdie lewe, jou te vertroos, soos wat jy ander mense vertroos. So as ek die stukkie wat Jesus gesê het daarso vertaal in meer verstaanbare woorde, sal ek sê, geseënd of gelukkig is die nederiges en sagmoediges,
wat ander se belange bo hulle eie stel, want in hulle midde kan God ten volle heers, en hulle sal God se beste vir hulle lewens hier en nou beleef. Maak dit vir julle sin? Dit klink vir my so half makliker as wat jy sê, salig is die armes van gees. Ek sal nooit weer die armes van gees sien soos wat ek het gedoen het nie. Dit gaan oor nederigheid. Stel ander mense bokant jouself. Volg God se riglyne. Doen goeie soos wat God vir jou voorskryf. Die wet van die Here is nie daar gegee om ons te straf nie, die wet van die Here is gegee om ons te help. Om jou lewe beter te maak. Ek het so 'n paar toepassingsvrae gehad, maar ek dink ek gaan dit skiep, ek gaan dit verbygaan. Ek sien die paar ons het ons bietjie moeg lyk. Ek gaan wel 'n laaste versie vir julle lees, wat vir my nogal baie beteken het op 'n tyd. Nehemia 9 vers 17 sê, maar U is 'n God wat vergewe, genadig, barmhartig, lankmoedig, vol liefde, gracious and compassionate, slow to anger, abounding in love. Dis die God wat ons dien. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, ons verklaar en bely, U is koning, ons is nie. U manier is die beste manier om te lewe en gelukkig te wees. Ons dank U vir U voorskrifte wat ons op die regte pad sal hou as ons dit doen. Ons weet ook dat ons dikwels dit nie doen nie, en dan is ons ongelukkig. Help ons tog, Here, om net nader te kom aan U woord, nader te kom aan mekaar, nader aan U, sodat ons kan leer wat U vir ons wil leer, Here. Mag daar 'n band van liefde gesmee word deur hierdie gemeente, dat hierdie gemeente mekaar se laste sal dra, en so sal ons uiting gee aan die hele wet, en sal die wêreld kan sien dat ons U dien. Deur ons liefde onder mekaar. Wees met ons waar ons nou uiteen gaan, Here. Ek bid vir die week wat voor lê. Bid dat U ons sal beskerm in 'n bose wêreld, Heer, met al die aanslae van die Satan wat dreig om ons te verswelg. Bid dat U ons genadig sal wees en ons sal vashou. Ons eer U daarvoor en ons gee aan U al die lof en al die eer. In Jesus naam. Amen.